Goeiemôre aan julle almal, dis donderdag die 19de Junie natuurlijk, in die winter, een van die dae is dit die 22ste, en dan is dit in die helfte van die winter, dan draai die seisoen alweer, en dan gaan ons lekker lente toe, en dan ook dan somer. Nou ja, as jy 'n kind is en jy weet nog nie, die middel van die winter is die 22ste Junie sê hulle, ons is amper daar, ek voel dit so aan my lyf, dat ons beste tyd kom voor. Nou ja, ek gaan vanmôre vir jou ietsie lees, en terwyl ek vanmôre dink, en ek dink, dan kom hierdie gedagtes op my. En ek dink aan 'n ou met die naam van Josef. Ek dink aan Josef, en ek dink aan, daar's soveel helde in die Bybel wat ek kan aan dink. Jy dink aan Dawid, jy dink aan Daniel, jy dink aan Samson. Daar is fantastiese ouens. Maar dan kom jy by Josef, en dan sien jy hierdie jong man het drome gedroom, en dan word hy deur sy broers weggegooi, en uiteindelik kom hy by 'n land, Egipte uit. Egipte was 'n goddelose land. Ja, hoe het hy daar gekom? Hy's verkoop. Kan jy dink, verkoop? Hy's daar gestad staan. Blykbaar is jy daar as 'n slaaf teen 'n paal laat staan, soos Jesus. Hy het daar gestaan, en dan koop mense hom. Ja, nee, hy lyk goed, hy's goed gebou, hy kan hard werk, hy's 'n goeie slaaf. Hy word verkoop as 'n slaaf. Hy was eers in die huis gewees, en hy was 'n bederfde man, en hy het alles by sy pa reg gedoen, en guns gehad by sy pa, en dan koop sy pa vir hom 'n mooi kleed, en dan word hy weggegooi. Wat het hy verkeerd gedoen? Hy het net gedroom. En dan gooi sy broers hom eers in 'n put, en toe uiteindelik verkoop hulle hom, om van hom ontslae te raak. Ja, as hulle moes jou in 'n put gooi, jy weet, as hulle moes nou 'n mielieput vat, en hulle sit hom in die grond, dan dink jy is ontslaaf van hom. Jy kan nie 'n mielieput wegsteek in die grond nie. Hy gaan groei. En toe hulle hom probeer weggooi het, toe gaan hy na Egipte toe. Egipte, goddelose land. Dink 'n bietjie mooi. Dis die land van die farao's en die Sphinx en die Potifars en die al die piramides vir jare lank. Goddeloos. Hulle het nie dieselfde God van Israel aanbid nie. En dan word hy nou weggegooi in 'n goddelose land. Maar hier kom hy. Ek gaan dit vir jou lees. Genesis 39. En Josef is afgebring na Egipte, na Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man. Hy het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarheen gevat het. En die Here was met Josef. Ek wil jy met mooi hoor, daar gaan hy, maar die Here was saam met hom. Al is hy in 'n verkeerde pad, in 'n verkeerde rigting, al word jy as 'n slaaf in die tronk gegooi, die Here is met hom. Hier sê hy, en die Here was met Josef, sodat hy voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. Weggegooi, gemors, raak ons slaaf van hom, ons wil nie hom hier by ons hê nie, maar die Here was by hom. Hoor 'n bietjie mooi. En die Here was met Josef. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here in alles wat hy doen in sy hand voorspoedig gemaak het Josef guns gehad in sy oë en hom gedien. En hy het hom aangestel in sy huis, en alles wat hy besit was, het hy hom gegee. En vandat hy hom aangestel het, hoor hierdie ene, ek moet dit vir jou sê, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën, ter wille van Josef. Mense, kyk 'n bietjie, hier kom 'n klomp goddelose mense, en hulle bring 'n man van God in hulle huis in. Dan seën die Here nie net die huis nie, maar die Here seën die hele land. 'n bietjie later word hy nou hoof aangestel as iemand oor al die kos. En dan seën die Here die hele Egipte, die hele wêreld het 'n hongersnood gehad. En dan is Josef in beheer van al die kos. En dan kom sy broers terug van die land van Kanaan af. Onthou julle, Kanaan, die land van melk en honing, Kanaan kom. Hulle kom leen en bedel en kry kos by Egipte. Hoekom? Omdat Josef daar was. Nou wat was so besonders aan Josef? Eerste ding, Josef kon vergewe. Josef kon vergewe. Ja, onthou julle, sy broers het toe uiteindelik voor hom kom buig. Onthou julle, hy het mos so geprofeteer, hy het so gedroom. Ja, julle sal eendag voor my buig. En dan gebeur het. Onthou julle, dan kom buig hulle voor hom. Dan kon hy mos nou gesê het, vandag is die dag.
Julle wou mis nie glo nie. Julle het my in die tronk gegooi. Julle het my weggegooi. Nou gaan julle bars. Kerings gaan braai. Dan doen hy dit nie. Want hy het die hart van God gehad. Die Here seën Egipte ter wille van Josef. Ek wil vandag vir jou sê, die Here wil jou huis seën ter wille van jou. Die Here wil jou familie seën ter wille van jou. Die Here wil jou straat en jou omgewing en jou dorp seën ter wille van jou. Die Here wil Suid-Afrika seën ter wille van jou. Jy man na man se God se hart, of is jy 'n vrou na God se hart? Ek weet nie, maar die Here soek rede om jou te seën, jou omgewing te seën, jou omstandighede te seën. Wees 'n man soos Josef. Vergewe, vergeet, los dit agter jou en moenie dat gister se moeilikheid vandag gaan kom nie. Mag jy 'n geseënde dag hê. Kom ek bid vir jou. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die liefde, dankie vir die omgee. Dankie dat ons kan leer by Josef. Here, dankie dat U ons huis sal seën. Laat U ons huis seën ter wille van my. Laat U ons omgewing, ons plaas, ons plek, ons maatskappy seën ter wille van my. Ja, Here, laat U my dorp, my provinsie seën ter wille van my. Laat U Suid-Afrika seën ter wille van my. Dankie, Here. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Weet jou beste lê voor en leer uit hierdie boodskap van vandag. Totsiens, tot 'n volgende keer.